Ons sluit net die oor. Here, baie dankie vir nog 'n dag wat U ons geseën het. Here, dankie dat U, soos wat ons gesing het, elke minuut, elke sekonde van elke dag, dat U saam met ons is. Here, my gebed, Heilige Gees, is dat U met elkeen van ons sal wees. Here, dat U ons harte ontvanklik sal maak vir U. Here, dat U met elkeen van ons vanoggend sal praat. Here, ek bid ook dat U my lippe sal seën. Ek vra dit en ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. En ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp hoe om 'n voorbeeld te wees vir ander. En die skrifgedeelte het ons gevind in Matteus 5. En ek het gedeel dat dit nie saak maak wat ek en jy dink nie, of jy weet, baie keer kom ons dan sê ons, ek is so gemaak en so laat staan. Of jy aanvaar my of jy los my. Maar dis nie wat God wil hê nie. En soos die Engelsman sal sê, hoe ons onsself portrei, stel ek en jy 'n voorbeeld vir iemand. Of dit nou 'n goeie voorbeeld is, of 'n slegte voorbeeld. Ek en jy stel 'n voorbeeld. En ek het so 'n paar voorbeelde genoem, en die eerste een was ons spraak. En hier het ek genoem, en na die tyd, kan ek sê die aand of die volgende dag, rassie, toe het ek 'n WhatsApp gekry, en iemand het vir my gesê, "Jong, jy was eintlik reg, maar jy het 'n wille kans gevat, you were bold." En ek het gesê, weet, baie keer sit ons, Tannie Bertha, met ons vroom gesiggies hier in die kerk. En as ons daai deure uitstap, byna dan kan die see ons nie afwas nie, soos wat ons te kere gaan. En dan is dit net hierdie en daardie gevleelde woord wat uit ons mond uitkom. En ek het ook genoem dat ek en jy ook nie die Here se naam uitelik moet gebruik nie. Jy sien, daar's baie van ons wat praat van die ou man daarbo. As mense begin praat van die ou man daarbo, dan wil ek weghardloop. Because God is not the old man at the top. God is God. We need to start having respect for God. Ja, as dit die man daarbo se wil is. Weet, as jy met my so gaan praat, dan gaan ek jou definitief nie wil help. Ek en jy moet begin respek kry. Ek het ook hier gesê, die woord sê, as ons Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet ons verander. Ons kan nie dieselfde bly, dieselfde wees nie, en dieselfde dinge bly doen nie. Die tweede een, ons gedrag. Ons moet wys deur ons optrede dat ons verander het. Jy sien, body language is 'n lelike ding. Yvonne kyk ons 3 manne daardie tyd, as ek, Kyle of Casey in die huis ingestap het, dan weet Yvonne onmiddellik. My body language sê baie dinge, want sy het geleer om dit te lees. Bly eerder stil, sê net hallo, moenie eens vra hoe was jou dag gewees nie. Sê net hallo, vriendelik. So body language sê baie. Die derde punt was liefde. Laat jou aksies altyd liefde, toegeneentheid en welwillendheid weerspieël. Moenie 'n huichelaar wees nie. Moenie nadelig wees teenoor ander nie. Die vierde punt was geloof. Ons moet nie die gospel of die evangelie ingewikkeld maak nie. Die Bybel sê ons moet soos kinders raak. Maar jy sien, ons wil dit te ingewikkeld maak. Ons wil dinge kompliseer. En dis nie wat God wil hê vir my en jou nie. En 'n belangrike punt wat ek gesê het daarso is, en ek het dit gevra, en gesê, en gevra, en gesoemer, asseblief, bly weg van 'n religion. Want religion is nie 'n goeie ding nie. Die vyfde punt, suiwerheid, reinheid, in Engels praat ons van purity. Wanneer ek en jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet ek en jy verander. Ons moet begin suiwer raak. Ja, ek het nou daar buite gesê, ek sondig elke dag. Elke dag. Maar ek kan nie die sondes wat ek 20 jaar terug nie gepleeg het, nog steeds aanhou daarmee nie. We
need to change. We need to change. Ek moet verander. En ek het afgesluit deur te sê, wanneer ek en jy verander, gaan mense ons vra. Wie praat ek nou die waarheid? Mense gaan net vir jou vra, wat gaan aan? Wat gaan aan met jou? Jy weet, jy gaan nie sê, nee, ek het 'n kopseer, of ek het hierdie, dis hoekom ek nie. Mense gaan sien in jou gedrag, die manier hoe jy hanteer, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy mense hanteer, gaan mense sien dat jy verander. En op die einde van die dag het jy wel eens kan sê, ek het Jesus in my, ek wil nie dieselfde ou wees, as wat ek 20 jaar terug was. Ek wil nie. Ek wil nie. Jy sien, en deur my en jou optrede, deur my en jou lewe, is ek en jy 'n voorbeeld. Ek en jy trek mense na die Here toe. Wel, vandag wil ek deel oor die onderwerp, wees lief vir jouself. En weer eens soos wat ek sê, ek het hierdie Dinsdag aand, Woensdag aand, het ek gesit op Woensdagmiddag, toe ek by die werk van die werk af gekom het, en ek het uitgetrek, en dit was gemaklik geweest, het ek gesit, en ek het 'n TV-program gekyk, 'n series, en hierdie gedeelte het in hierdie program uitgekom. Wees lief vir jouself. En onmiddellik lê die Heilige Gees, hierdie gedeelte lê dit op my hart. En soos ek gedeel het die aand toe ek gaan in my dagstukkie en my Bybel gaan lees hierdie aand, toe sit presies dieselfde skrifgedeelte wat in daardie episode was. So ek glo dit is wat die Here op my hart wou lê en wil hê, sodat ek dit met julle kon deel vanoggend. Julle sien, ons leef in 'n wêreld waar daar soveel seer is. Daar is soveel mense wat hierdie seer hier binne ons het. En ons leef ook in 'n wêreld waar ons nie 'n gesonde uitkyk oor onsself het nie. Praat ek die waarheid vanoggend? Jy sien, as ek in 'n spieël gaan staan en kyk vandag, dan kyk ek en sê, Boeta, jy raak nou 'n bietjie grys hoor. Jy raak nou 'n bietjie grys. Hier's 'n wat noem die dames dit? Hier's 'n plooi hierso wat nou eintlik nie daar is. Praat ek vanoggend met julle. Ek is nie meer so sexy soos wat ek was nie. Kom my Boeta, my sussie, ons gaan eerlik wees met mekaar vanoggend. Jy sien, as ek myself kyk in 'n spieël, is daar baie dinge wat ek sou verander, of wat ek miskien beter sou maak. En ek dink as ek met elkeen van julle gaan praat, sal julle vir my sê, dis Brent, ek sou dit anders te wou gehad het, ek sou so anders te, my neus is 'n bietjie groot, my neus is 'n bietjie skeef, ek sou hom eintlik so wou gehad het. Ek sou eintlik hy botox limpies wou gehad het. Kom. Jy sien, en daar's 'n ander deel ook daarin. Of ek en jy dink te veel van onsself. Net baie keer sien jy mense dat as hulle deur daardie deur stap, en dink jy, daar kom die son nou op. Weet jy, in die Afrikaanse taal is daar mooi woorde vir daardie persoon lyk my is maar 'n wintie, jy weet, ek het nou nie die mooi in my is wintie, jy weet wat. Ja, partykeer dink ons te veel van onsself. En dan is daar ook of ons dink te min van onsself. Is dit nie waar nie? Sien, ek wil graag vandag deel dat ons na onsself sal kyk soos God na my en jou kyk. Hoor mooi, ek wil hê dat ek en jy na ons sal kyk soos wat God na my en jou kyk. En my gebed vir elkeen van ons vandag is dat ons hier sal uitstap met 'n ander sienswyse van onsself. Julle sien, ek het voorheen het ek so 'n bietjie met julle gedeel dat ek ons begin rolbal speel. En rassie, as ek daardie verkeerde bal gerol het, wens ek jy kan my gesigsuitdrukking sien. Ek wens die mense wat daar is sou kon 'n video neem as ek julle wys, want dit is nie 'n goeie gesigsuitdrukking nie.
En dan moet ek net weer eens besef. En ek het dit besef en gesê, okay, this is life. Doen ek hierdie sport omdat ek daarvan hou, of omdat ek dit moet doen? Julle sien, en ek het gesê, ek doen dit daarvoor, omdat ek daarvan hou. So everybody, somewhere along the line, I'm going to make a mistake. En my gesigsuitdrukking gaan dit nie meer wys nie. My body language gaan dit nie meer wys nie. Julle sal sien, dat ek en jy partykeer, en hoor hierdie mooi, hierdie is die waarheid, dat ek en jy partykeer, ons self, ons grootste kritieks is. Ja, jy kon beter gedoen het. Ja, as dit nie vir jou was nie, was dit. Ja, as jy, ja. Jy sien ek en jy kritiek ons self so. Ek en jy moet op 'n stadium deernis begin hê vir onsself. Wanneer ek en jy deernis het vir onsself, kan ons deernis hê vir ander. Is dit nie waar nie? Jy sien, want as ek nie lief is vir myself nie, hoe gaan ek lief wees vir iemand anderste? En weer eens wat ek praat van die liefde, lief wees vir jouself is nie hierdie wind nie, hierdie breggerige ding nie. Ek en jy moet eendag net gaan sit en op 'n stukkie papier skryf, wat het my vandag gepla en wat het my joy gesteel? En dan die tweede gedeelte wat ek en jy op hierdie stukkie papier moet skryf is, wat het my joy gegee? En as ek en jy daardie stukkie papier hou en ons gaan kyk oor 'n tydperk heen, sal ons sekere patterns, ek het nou nie geweet wat is die regte Afrikaanse woord nie, ek help my gou met patterns. Patrone. As ek en jy sal gaan kyk na hierdie patrone oor 'n tydperk, sal ons sien dat daar sekere dinge is wat ons elke keer affekteer. Wat elke keer ons joy steel. En wanneer ek en jy na daai patrone gaan kyk, wat steel my en jou joy? Sal ek en jy agterkom, dat ek en jy op van daai dinge, kan ons absoluut niks daaraan-trend doen nie. Hoor mooi, daardie gedeeltes, daardie dinge wat my en jou joy steel, is daar sekere van hulle wat ek en jy absoluut niks daaraan kan doen nie. Kom ek noem hier en daar 'n voorbeeld. Load shedding, as jou krag af is, wat gaan jy doen daaraan-trend? Ja, generator kry, dan het jy dit, maar wat gaan jy daaraan-trend doen? Nie almal het generators nie. Dieselfde die gebied waarin ons bly, waar ons woonagtig is. Elke week vir 2 of 3 dae het ons nie water nie. Ons het dit nie. En ek sê julle my foon wys, ons is daar op 'n groep. En as jy kan begin sien, as daai in 4 uur vanoggend, waar is die water? Dan kom hulle so af. Waar is die water? 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 En dan begin hulle die adresse so uitlê. En dan raak die mense kwaad. En dan loop 'n stadium en voel ek, man, Vrydag. Ons goed word op 'n Vrydag opgetel. En julle weet hoeveel vakansie daar op 'n Vrydag is. Nee, hou jou goed oor tot die volgende week. Nou hou ons terug die volgende week kan daar stryk. Want tel hulle nie op. En dan dink ek by myself, ja, verstaan jy, nou raak ek kwaad. Maar wat kan ek daaromtrent doen? Wat kan ons daaromtrent doen? Jy sien, dis dinge wat buite ons beheer is. En ek het hier geskryf, en dan moet ek en jy leer om te fokus op dinge wat my en jou joy gee. Dinge wat my en jou joy gee. Ja, dankie Here, ek het 'n boorgat, maar die boorgat het ook die kolie in, wat ten minste het ek water om te bad van. Dankie Here, ek het 'n generator, ek kan die generator start, ek kan ligte aansit.
Dankie Here, ek het energy saver flitsligte, batterye, daar's lig. Jy sien, dan maak dit soveel anders. Ek het hier gesê ook, het julle al gehoor van die gesegde, hurting people, hurt people. Jy sien, as jy seer het, is daar 'n geneigtheid in jou om ander mense seer te maak. Hurting people, hurt people. Maar daar is ook 'n teenoorgestelde wat ek glo wat die waarheid is. Loving people, love people. Jy sien, ek hou van mense. Ek is lief vir mense. So loving people, love people. Wat vir my en jou moeilik is dat ek en jy onsself nie kan lief hê as ons nie weet dat God ons lief het nie. Om dit meer positief te stel. As ek weet God het my lief, dan sal ek lief wees vir myself. Maar kan ek vandag vir julle sê, God has never made a mistake. Hoor mooi, God has never made a mistake. En God se woord sê dat ek en jy in God se beeld geskape is. You are not a mistake. Ja, ek weeg 120 kilos, nou nie so by 114, 115 kilos. Weeg ek. Jy weeg 60. God het elkeen van ons uniek gemaak. My vingerafdruk, jou vingerafdruk is nie dieselfde nie. My DNA en jou DNA is nie dieselfde nie. God se liefde is anders as ons sin. Hoor mooi, God se liefde is anders as ons sin. Staan vanoggend voor julle en sê, babes, hoor jy my? Ek is lief vir jou. En ek dink elkeen langs wie julle sit of daar waar julle is julle lief vir mekaar. Amen? Want dit is nie dieselfde liefde as wat God vir my en jou het nie. Daar's 'n verskil in die liefde wat God vir my en jou het. En ek het hier geskryf ook, God is lief, selfs vir die wie hom nie goed gesind is nie. Kan ek dit weer sê? God is lief vir selfs die wie hom nie goed gesind is nie. En ek het al met julle gedeel, as ek baie keer dikpak aan die bed klim of wat ook al, ons het 'n reëling by ons. Ons gaan slaap nooit kwaad nie. Altyd vir ons sê, "Good night babes, ek is lief vir jou," maar dan draai ek op die ander sy. Môreoggend as ek opstaan en ek al vergeet waaroor ek dikpak was die vorige aand. Kan ek sê God raak die dikpak vir jou nie by jou dan sal. God is lief vir jou, daar's 'n ander liefde. God was lief vir my toe ek nog die ou Brent was. Toe ek nog aangejaag het, was God lief gewees vir my. Ja, die woord sê dat ons almal gejudge gaan word. En ek gaan eendag moet sê hoekom ek aangejaag het. Maar dit beteken nie dat God my minder lief het nie. Romeine 5 vers 8 in die Boodskap Bybel sê die woord vir ons. Maar God is heeltemal anders as ons. Hy wys juis hoe lief hy ons het, deurdat Jesus in ons plek dood gegaan het, toe ons almal nog 'n spul sondaars was. Jy sien, dis liefde. Dis liefde. Philip Yancey sê in sy boek What's So Amazing About Grace, genade beteken dat ek en jy absoluut niks kan doen sodat God ons meer kan lief hê nie. Hoor mooi, ek en jy kan niks meer doen dat God ons meer lief het nie. Jy sien, by ons as mens moet ek baie keer vir Yvonne 'n blommetjie gee om te sien, laat sy kan sien ek is lief vir haar. Miskien moet ek die skottelgoed was. Miskien moet ek 2 keer 'n week kos maak. Maar by God is daar niks wat ek en jy kan doen dat hy ons meer lief het nie.
Genade beteken ook dat ons niks kan doen sodat God ons minder kan lief hê nie. Genade beteken dat God ons alreeds lief het as 'n genadige God. Hoor mooi, God het elkeen van ons lief. Wanneer ons die skrif lees in Matteus 22 vers 37 en 39 in die NLV, sê die woord vir ons, Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Jy sien soos jouself. My boet en my sis, as ek en jy onsself nie kan lief hê nie, sal ons nie ons naaste lief hê nie. En kan ek dit verder stel, as ek en jy onsself nie lief het nie, gaan ons God ook nie lief hê soos wat ons God moet lief hê nie. Jy sien, wanneer ons in die woord kyk, sien ons dat die opskrif van hierdie vers 34, as julle jou Bybels gaan vat en julle gaan kyk daar, dan sê dit die opskrif, liefde is die belangrikste opdrag. En met hierdie skrifgedeelte weet ons dat die Fariseërs Jesus wou toets. Hulle wou probeer uitvang. Deur te vra, wat is die belangrikste? En net hierna praat Jesus van die goeie Samaritaan. Wie is jou naaste? Jy sien, want daai vraag kom elke keer by ons op, Henny. Wie is my naaste? Weereens, God was en is so lief vir my en jou, dat Jesus aan 'n kruis gesterf het vir ons. Moet op my suster, dis die grootste liefde wat daar is. So as God my dan lief het, so baie lief het, my boetie en my suster, kan ek sê, dat ek en jy dan moet gaan terugsit, dat ek en jy 'n besluit sal moet neem, en dat ek en jy sal moet besef, as God my dan so lief het, moet ek en jy met dieselfde liefde onsself lief hê. Jy sien, en met daardie liefde moet ons ander ook lief hê. Moet ek en jy God lief hê. Ek en jy sal ons naaste lief hê, soos onsself, wanneer ek en jy onsself sien, soos God ons sien. Julle weet ook dat ek gedeel het op 'n stadium in die 60s, ek is 'n 69 baba, jy weet soos Brian Adams sê, 'n summer of 69. Ek is 'n 69 baba en ek het dit al met julle gedeel dat daardie tyd moes my ma en pa trou as gevolg van my. Rassie, ek het altyd gedink, maar ek is die probleem. Verstaan jy? Hoe werk jy hierdie dinge uit? I'm a problem, ek is hierdie, my lewe het weerspieël van dit. Totdat ek die dag die Here aangeneem het as saligmaker en verlosser en die Here vir my gewys het, you are not the problem. I love you just as much as I love each and every person. Jy moes daar gewees het. Jy moes daar gewees het en elke dag gaan ons doen dinge in ons lewe om te bewys dat ons belangrik is. Is dit nie waar nie? Dat ons nog steeds die moeite werd is. Ek het laasweek ook met julle gedeel oor waar aansoek gedoen het Australië toe en gisteraand die laaste keer wat ek deur hierdie vandag se woord gegaan het, het ek dit toegemaak. Ek het nog folders op my rekenaar, as julle my nie sal glo nie, sal ek julle wys. Het ek nog die folders waar ek aansoek gedoen het en ek is op daai folder in en ek is op daai e-mail in waar hulle my 2 minute oor 12 op daardie dag in April laas jaar laat weet het. You are too old. En my antwoord was vir hulle gewees en ek het dit vanoggend ook gedeel. My antwoord aan hulle was gewees, thank you for the professional way that you treated me. God always knows best. And God always
always has a plan for everything. Jy sê wat ek kan myself bewys het dat ek goed genoeg is. En hoekom sê jy dit? Want ek was nie lief gewees met myself nie, ek het gedink ek is 'n failure. Daar is 'n liedjie wat ons gesing het toe ek nog 'n baie jong mannetjie was, wat as volg gaan. En ek gaan dit probeer sing. Dit gaan as volg. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belongs, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Jy sien baie keer moet ons net weer gaan kyk. Moet ek en jy gaan kyk. En ek het hier geskryf, weer eens as ek jou die vraag vandag vra, glo jy, hoor mooi, glo jy dat hierdie woord God se woord is? Glo julle dit? En dat alles wat hierin geskryf is, van God afkom, glo julle dit? Ek sien almal se koppe knik. En hier het ek geskryf, as jy sê ja, dan kyk wat sê die liedjie. Jesus loves me, for the Bible says so. My boetie en my susse, God het jou lief. En as God jou lief het, hoekom kan jy nie lief wees vir jouself nie? Levitikus 19 vers 18 en 53 sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraad teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ou Testament. Nuwe Testament, nog 'n vers. Matteus 19 vers 19 en 53. Eer jou vader en moeder en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy sien my boetie en my susse, elkeen van julle wat vandag hier sit en ek sê dit ook, het gesê ons glo wat in hierdie woord staan. Ons glo. En ek het so 'n bietjie gaan Google, jouself lief hê. Daar's 8 verskillende plekke in die Bybel waar die woord vir my en jou sê, soos jouself. Wees lief vir ander, soos jouself. En as dit in die Bybel staan, dan staan dit een keer daarso. Is dit belangrik? Dis belangrik. Ek wil graag begin afsluit met die volgende. Waarvoor is jy dankbaar vandag? Die volgende vraag. Wat is daar in jou? Hoor mooi, wat is daar in jou, binne in jou, wat maak dat jy nie lief is vir jouself nie? Wat is daar? Jy sien, ek moes op 'n stadium, soos daai wat ek gesê het, ek moes op 'n stadium, het ek gevoel, I was not wanted. I was not wanted. Because I'm not good enough. And if I'm not good enough, how can I love myself if I'm not good enough? Ek het ook hier geskryf. Het jy mooi gehoor vandag wat sê God se woord? Ek het laasweek gepraat oor om 'n goeie voorbeeld te wees. En as ek en jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, kan ons nie dieselfde bly nie. So, kan ek vandag vra, dat dit wat in jou pad staan, dit wat jou hart toemaak, dat jy nie lief kan wees vir jouself nie. Dat jy dit vandag by die Here se voete sal kom neer lê. Dat jy dit vandag vir die Here sal gee. En dan, dat ek en jy die Here sal vra, dat hy vir ons sal wys hoe hy ons sien. Dat
Dat ek en jy die Here sal vra, Here, hoe sien U my? Yes, Lord, I am good enough. Because Jesus died on the cross for me. Yes, Lord, I know that you love me. Because if you did not love me, Jesus would not have died for me. Dat ons van vandag af onsself deur God se oë sal raak sien. En dan sal ek en jy kan lief wees vir ander, soos God vir ons lief is. En dan sal ek lief wees vir myself, soos Matteus 22:39, en jy hoef dit nie op te sit nie, dit was reeds op. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dan kan ek en jy uitstap vandag hierso en sê, Here, dankie. Dankie dat U vir my gewys het wat se blokkade daar is. Here, dankie dat ek weet dat U lief is vir my. Here, dankie dat ek kan weet dat ek vir myself kan lief wees. I'm not a failure. Dit wat die vyand in jou hart gesit het, om te maak dat jy nie lief is vir jouself. Maar die Here dit vandag sal uitneem. En dat jy sal weet, I can love myself. I am good enough. Because the Bible says so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Dat jy vir jouself kan begin lees. Dat as ek in die oggend voor daardie spieël staan en ek skeer, dat ek sal sê, oh well, it's just another phase in my life. The dark hair is turning to grey hair. At least I have still got hair. Dat ek en jy sal sien dat ons eintlik in God se beeld geskape is. Amen. Ons lê die oor. Here, dankie vir U woord. Here, my gebed is dat met elkeen van ons sal Heilige Gees laat U vandag vir elkeen van ons sal wys waar die blokkade is. Here, waar die blokkade is, dat ons daardie blokkade uit ons lewe uit kan verwyder. Here, dat ons sal besef dat ons kan lief wees vir onsself. En Here, wanneer ek lief is vir myself, kan ek lief wees vir ander. Here, kan ek lief wees vir U. Maar Here, dat daardie liefde nie 'n windie liefde is nie. But Lord, that it is a genuine love. That we will see through your eyes how you love us. Lord, that we will know that we can love ourselves the way that you love us. So that we can love others. That we can love you. Wees met ons. Help ons. Dit is my gebed. In die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra hulle nog